Ons gaan vanoggend 2 kort gedeeltetjies saam lees, beide uit die evangeliebeskrywing volgens Matteus. Matteus 5, die eerste 12 verse daar, en dan ook Matteus 7, vers 28 en 29. Nou, u sal oplet, dit is die begin en die einde van die bergpredikasie of die bergrede daar. Die eerste klompie verse is die saligsprekinge en dan die laaste 2 verse van hoofstuk 7. Dit is eintlik die slot wat Matteus skryf vir die bergrede. Ek sal dit ook so in die preek later bietjie verduidelik, maar dit is die 2 dele wat ons dan ook gaan saamlees. 2 dele vanuit een van die bekendste gedeeltes in die evangeliebeskrywings. Maar voordat ons dit saam lees, gaan ek vra dat die broers eers sal staan en as gemeente kom ons nader ons Here in gebed. Almagtige God, grote koning, ewige Here, in U en deur U en tot U is alle dinge. Here, ons het die afgelope paar weke die voorreg gehad om die vorige jaar te kon afsluit en die nuwe jaar ook te kon begin rondom U woord. En daarom wil ons U vanuit ons harte bedank vir alles wat U vir ons gedoen het, steeds doen en ook nog gaan doen. Dankie dat ons die voorreg het om ook nou so as gemeente U saam te kan aanbid. Dankie vir die genade dat ons nog uit U woord kan leer. Ons weet daar is soveel wat nie die Bybel het of hoor nie. Dankie dat ons kinders hierheen kan bring om ook van U te leer, net soos wat ons gedoen het. Dankie dat U ons gedra het, dat ons ook hierdie nuwe jaar met geopende deure kan binnegaan. Dat ons nou kan uitsien na dit wat kom. Dankie vir U hand van bewaring oor elkeen wat siek is. Dankie vir elkeen wat U gesond gemaak het en dankie vir elkeen wat moet herstel na 'n operasie. Ons dink aan die Linda en oom Henny en Frikkie en ons Skalk. Seën ook hulle wat hierdie week verjaar soos wat U so baie doen. Maar bo alle dinge, dankie dat ons U ons God en die Here kan noem. Dankie dat ons as koninkrykskinders U ons Vader kan noem. Dat ons U ons Verlosser kan noem. Waar ons nou vanuit U woord lees, vra ons dat U ons daarin sal bemoedig. Dat ons daarin U genade sal sien. Maar dat ons ook daaruit in die geloof kan groei. Dankie dat ons al hierdie dinge kan bid en kan weet. Ons Here hoor. Ons Here is hier. Aan U die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek begin Matteus 5 vers 1 tot 12, dis die saligsprekinge. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad en julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Dan blaai ons so bladsy of wat aan tot aan die einde van hoofstuk 7 en ek lees daar net vir ons die laaste 2 verse. Dit is na die einde van die bergrede en ons lees daar: en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Nou broers en susters, soos wat ek vir julle genoem het, hierdie 2 gedeeltes het die evangelieskrywer Matteus geskryf as die inleiding en die slot van die baie bekende bergpredikasie of bergrede van ons Here Jesus. Nou ons weet die bergpredikasie is baie meer as net 'n preek. Dis ook nie net 'n etiese kode of standaarde om God gelukkig te maak nie. En dis beslis nie instruksies vir goeie werke tot redding van die mens, soos wat baie moderne teoloë vandag beweer nie. As ons na die hele bergpredikasie kyk, en ons moet dit opsom in 'n kort paragraafie, kan ons sê dat mens sien Christus 3 soorte mense behandel in hierdie 3 hoofstukke. Die mense wat het, die mense wat doen en die mense wat is. Die mense wat het is daardie mense wat met alle mag en krag wêreldse rykdom najag. Die wat doen, dit is juist daardie mense wat goeie werke doen in 'n poging om deur middel van hulle eie vermoëns hulle eie redding te probeer verwerf. Die wat is hulle wat in die regte verhouding tot God staan. En daarom eerder hemelse skatte bymekaar maak as om aardse rykdom na te jaag en goeie werke doen, nie om gered te word nie, maar omdat hulle gered is. Maar nou aan die einde sien ons 'n interessante verskynsel. Matteus maak uitdruklik melding van die reaksie van die skare, van die mense wat na Jesus geluister het. Vers 28, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Nou Markus en Lukas maak onderskeidelik in hulle evangeliebeskrywings presies dieselfde opmerking, soos ons ook hier sien, Markus 6 vers 2 en Lukas 4 vers 32, Jesus se leer het die mense verslae gelos. Nou as ons die Grieks direk oorvertaal, sien ons dat in werklikheid staan hier, die mense was buite hulle self geslaan. Dis 'n sterk werkwoord wat beteken om iemand te oorweldig, te verstom, in absolute verwondering te los. Vir die skare was Jesus se woorde so nuut, so vars. Dit het hulle verslae gelos. En dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. Hoekom? Hoekom het Jesus se leer, hierdie
bergrede so 'n reaksie by die mense uitgelok? Hoekom was die mense verslae toe hulle dit gehoor het? Nou, ons lees in verse 28 en 29, sy leer het hulle verslae gemaak, want eerstens hy het anders as die skrifgeleerdes geleer. Nou, dis 'n baie kort verduideliking, maar om dit te verstaan, moet ons bietjie gaan kyk na die geskiedenis van die rabbynse tradisie wat daar op daardie stadium ook onder die Jode geheers het. Nou, as ons gaan krap in die geskiedenis, dan leer ons na die verwoesting van die tempel in Jerusalem en die ballingskap na Babelonië 586 voor Christus, het daar 'n einde gekom aan die Joodse monargie. In ander woorde, daar was nie meer konings oor Juda gewees nie. En dit het ook veroorsaak dat daar 'n groot verval was in die priesterlike en die profetiese instellings. En omdat daartoe 'n leemte ontstaan het, het die verantwoordelikheid van die volk se geestelike leierskap en geestelike onderrig geskuif na 'n vergadering leermeesters. Of anders gestel, soos wat ons dit ook ken, na die skrifgeleerdes of die rabbies. En hierdie skrifgeleerdes het toe begin om die Pentateug met veral klem op die wet deeglik te interpreteer. Wat gelei het tot die opstel van 'n klomp reëls en regulasies wat hulle toe aan die volk voorgehou het om te onderhou, om op so 'n wyse soos wat hulle gedink het, dan aan God se verordeninge te kon voldoen. En hierdie klomp reëls en regulasies het bekend geword as die Joodse mondelinge wet of mondelinge tradisie. Die skrifgeleerdes, die rabbies, het die volk vervolgens onderrig gegee, geleer vanuit hierdie interpretasie van die woord. Nou, die wyse waarop hulle die mense geleer het, lyk baie ooreenkomstig die manier waarop Jesus dit ook gedoen het. Hy het baie keer ook van kort gesegdes gebruik gemaak, eerder as lang, vloeiende narratiewe. Hy het ook die skare geleer deur middel van spreuke en gelykenisse. So waarin lê dan die verskil tussen Jesus se leer en die van die skrifgeleerdes? Jesus het nie die mense die mondelinge tradisie van die skrifgeleerdes geleer nie. Inteendeel, hy het hierdie mondelinge tradisie totaal en al verwerp. Hy het dit baie duidelik gemaak in sy tyd hier op aarde, dat dit 'n verworpe menslike interpretasie was en glad nie ooreenkomstig die woord van God is nie. Jesus kom en hy verduidelik aan die mense God se openbaring soos wat God dit self bedoel het. So in teenstelling met hierdie verwronge wettisisme van die skrifgeleerdes, kom Jesus en hy maak die wet van God lewendig. En dis soos wat ons dit ook nou gelees het in die saligsprekinge Matteus 5 vers 3 tot 12. Nou hierdie kort verduideliking wat sê Jesus het juis anders geleer as die skrifgeleerdes. Weet jy, dit spreek direk tot ons as mense se gevalle toestand. Want vir eeue lank, en spesifiek hier die Israeliete, het die mens die geleentheid gehad om binne die raamwerk van die verbond 'n pad saam met God te stap en sy wet te leer ken, te verstaan. Ons leer in die geskiedenis, God het van die begin af hierdie volk uitverkies. Hy het hulle gevorm vanuit Abraham. Hy het met hulle 'n verbond gesluit en die verbondslyn voortgegaan. Hy het hulle gered vanuit die slawerny uit Egipte en in sy groot liefde vir hulle die wet gegee wat vir hulle gewys het hoe die regte verhouding tussen God en mens veronderstel is om te lyk. So in sy groot verlossingsplan
het Israel van die begin af 'n groot rol gespeel. Jesaja 41 vers 8 tot 9, jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Maar wat doen die mens? Hulle breek God se wet af tot 'n stel etiese reëls en regulasies. Hulle probeer God se woord so vereenvoudig, sodat hulle, soos wat hulle geredeneer het, in eie krag hulle redding kon bewerkstellig. Selfs in hierdie agtergrond, hierdie geskiedenis, hierdie pad wat hulle saam met God gestap het, is die mens steeds nie in staat om God se woord reg te interpreteer, reg te verstaan sonder God nie. En nou kom Jesus. En hy wys aan die mens dat hulle nie deur werke enigsins 'n redding kan beerwe nie. Hy wys vir die mens dat hulle afhanklik is van God vir sy openbaring en om dit te verstaan. Hy kom en hy wys aan die mens dat dit God alleen is wat in sy genade redding vir die mens bring. Nou Paulus se lewe is eintlik vir ons 'n pragtige voorbeeld hiervan. Ons lees in Galasiërs hoofstuk 1 waar hy beskryf van sy lewenswandel in die Jodendom in hierdie mondelinge tradisie waarvan hy natuurlik self ook 'n kenner was. En hy skryf dat hy op grond daarvan die gemeente van God uitermate vervolg het. Op grond van hierdie tradisie, hierdie mondelinge wet. Dan lees ons verse 15 en 16, God hom in sy genade vanuit hierdie valse godsdiens gered het. Toe dit God behaag het wat my afgesonder het van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. Broers en susters, die mense was nie verslae oor Jesus se leer omdat hy op 'n nuwe manier gepreek het nie. Die mense was nie verslae omdat hy 'n groot bydrae tot die bestaande mondelinge tradisie gebring het nie. Hulle het al baie preke van baie rabbies gehoor, onder meer by die tempel of die verskeie sinagoges. Die skare was verslae, was verwonderd, want anders as die skrifgeleerdes het Jesus God se liefde, sy genade vir hulle 'n werklikheid gemaak. Anders as die skrifgeleerdes het Jesus God se woord lewendig gemaak. Die skrifgeleerdes kon nie die mense leer soos wat Jesus dit gedoen het nie. Want hulle is self ook gefalle, sondige mense. En daarom die volgende vraag: hoekom kon Jesus dit regkry? En dit bring ons by die volgende kort verduideliking, vers 29. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het. Onmiddellik kan ons die argument voer, maar die skrifgeleerdes was ook gesagvolle mense. Die rabbies, die leermeesters was die destydse doktors, professore, mense waarna die samelewing opgekyk het. So hoekom tref Matteus dan hier spesifiek onderskeid tussen die gesag van die skrifgeleerdes en die gesag van Christus? Die skrifgeleerdes se gesag was afgelei vanuit hulle tradisie. Hulle het ander rabbies aangehaal om gewig te gee aan dit wat hulle probeer sê het. Byvoorbeeld Rabbi Gamaliel het dit of dat gesê, of Rabbi Eliezer het gesê dat sake nou so staan. So hulle het mense geleer deur te verwys na wat vorige skrifgeleerdes gesê het en hoe hulle sake geïnterpreteer het.
Hulle gesag het gerus op hulle eie status, hulle eie posisie as skrifgeleerdes. Maar Jesus was nie een van hulle nie. Sy gesag is nie afgelei vanuit tradisie nie. Sy gesag is nie gebaseer op die woorde van vorige rabbies nie. Wat hy gesê het hy in eie gesag gesê. Matteus 5 vers 38 tot 39, ook 2 dele vanuit die salig of vanuit die bergrede. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir 'n oog en tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Verse 43 tot 44. Julle het gehoor dat daar gesê is jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Jesus se gesag is aan sy eie persoon gesetel, die unieke persoon van Jesus. Die een ware leermeester, die ware Christus. Jesus het met die gesag van die waarheid die mense geleer. Jesus het met die krag van God die mense geleer, want hy is God. Johannes 16 vers 4. Jesus sê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Dit was by God wie se voete die mense daardie dag gesit het. Dit was God na wie die mense daardie dag geluister het, en dit was God by wie die mense daardie dag geleer het. Die skare was verslae oor Jesus se leer, want dit was God. Dit was Christus wat hulle geleer het. So die skrifgeleerdes sou dit nooit so kon doen nie. Want Jesus se gesag is soveel meer as hulle gesag, soveel meer as enige mens se gesag, selfs as Moses se gesag, deur wie God die wet aan die mens gebring het. En daarom stel Matteus en Markus en Lukas, Jesus se leer was anders as die van die skrifgeleerdes sin, want Jesus het die mense met ware gesag geleer, met goddelike gesag die mense geleer. En daarom was hulle verwonderd. Daarom was hulle uit die veld geslaan en versla, want hulle het geleer by die een verlosser, die een Christus, die een God. So ons sien in ons skrifgedeelte vanoggend, na die 2 versies, hoe God in sy groot genade die mens uit sy gebroke werklikheid kom red. Christus moes kom. Hy moes kom om ons die regte pad te wys. En hy het gekom en hy het vir die mens kom sê, stop. Wag 'n bietjie, dit waarmee julle besig is verkeerd. Dit wat julle leer is nie wat God bedoel het nie. Luister na my. Ek wys julle die regte pad. Johannes 16 vers 7. Ek sê julle die waarheid. Het was noodsaaklik dat Christus in ons sondige werklikheid, ons verkeerde besef moes kom ingryp, en hy het. Broers en susters, hy het die mens tot ons verstommenis met goddelike gesag reg kom leer. Dis dit dan waar die boodskap stop. Die 2 kort versies. Christus het klaar gekom en hy het ons in sy genade reggewys. Maar is die betekenis van hierdie gedeelte dan slegs dat ons vanuit die foute van die verlede moet leer? Glad nie. Want Jesus se leer is 'n ewige leer. Psalm 119 vers 89, vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Johannes 13 vers 31, die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Jesus se leer is 'n ewige leer. En ons as mense is vandag net so afhanklik van sy leer, indien nie meer nie, as die mense wat by die bergrede aan sy voete gesit het. Ons bevind ons in 'n tyd waar die werklikheid of die waarheid, maar die werklikheid ook steeds totaal en al verdraai word. Geleerdes in die natuurwetenskappe leer ons het ontstaan vanweë evolusie. Geleerdes in die sosiologiese of geesteswetenskappe leer ons, dis ons gevoel wat ons werklikheid moet bepaal. Sogenaamde geleerdes in die teologiese wetenskappe probeer ons vandag leer dat Jesus nie die seun van God, nie die Christus is nie. Die mens leer weer ander mense 'n menslike perspektief van die menslike siening van God se werklikheid. Maar God word steeds buite rekening gelaat. God se skepping word steeds verkeerd interpreteer. Na 2000 jaar beoefen ons nog steeds dieselfde sinnelose gebruike vanuit dieselfde sinnelose vertrekpunt, naamlik die mens self. Christus se leer word buite rekening gelaat. Hedendaagse rabbies leer vir ons kinders in die skole die beginsels van 'n sekulêre wêreld, dat alle godsdienste aanvaarbaar is. Hedendaagse rabbies leer vir ons volk dat ons toekoms in die politiek gesetel lê en daarom moet ons dit of dat doen. Hedendaagse rabbies leer vir ons mans, ons vrouens, die antwoorde op ons vrae lê in die sterre en daarom kan ons gemors lees soos die sterre voorspel. Hedendaagse rabbies leer vir ons families, vir ons gesinne, geluk word in aardse rykdom gevind. En daarom moet ons elke week 'n lottokaartjie koop. Ons is vandag net so afhanklik van Christus se waarheid, van Jesus se leer. Sy leer spreek hedendaagse omstandighede aan. Dit spreek probleme aan wat ons vandag ervaar. En daarom is dit ook vir vandag bedoel, 'n ewige leer. En Christus het vir ons vir vandag sy leer gegee. Hier is sy woord. Die skrif is sy leer. En weet jy, Christus wil vir ons sake in perspektief stel. Hy wil vir ons die waarheid wys. Hy wil elkeen van ons leer. Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. So mens, moenie op eie krag staat maak nie. Moenie op eie insigte pyl trek nie. En moenie agter wêreldse rabbies aanloop nie. Wat Christus vra, is dat ons aan sy voete sal sit. En dat ons na sy woord luister. En hy sal ons die regte pad wys. Hy sal ons tot die regte insigte bring. Hy sal ons in verwondering bring. En dan sal ons ook, soos wat daar staan in Matteus 7 vers 28, verslaaf wees oor sy leer. Want Psalm 119 vers 105, U woord, U leer, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.
Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons Here en ons Verlosser. U woord is waarlik 'n lamp vir die voet, 'n lig vir ons pad. Nie net het U Uself op so 'n besondere wyse aan ons daardeur bekend gemaak nie, maar ook het U vir ons daardeur die hele leer tot saligheid geskenk. Nooit sal ons genoeg kan dankie sê nie. Nooit sal ons U genoeg kan loof en prys nie. Maar tog, ten spyte daarvan, loop ons so maklik agter hedendaagse rabbies aan met hulle valse leer. Tog volg ons so maklik ons eie koppe op verkeerde paaie en slaan ons ander rigtings in. Vergewe ons waar ons dwaal, o Here, en lei ons vinnig terug na die spore van U leer. Help ons om 'n gemeente te wees na U woord, na U leer. Want U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde van alle dinge. Ons koning, ons Here, ons God en Verlosser. Aan U al die eer. Amen.